Psalm 139 sê, elke dag van jou is opgeskryf in 'n boek. Julle nog voor julle ewige gedagte was, nog voor jou ma en jou pa ontmoet het, en nog voor hulle se ma en pa en ontmoet het, was al 'n gedagte deur God. In actual fact, toe hy die 7de dag gerus het na skepping, you were already planned. Want die woord sê, toe hy alles gedoen het wat hy moes, toe rus hy. Jesus, dat julle nie excite nie, né? Dit excite my. Maar elke ding wat jy gaan doen, het hy klaar opgeskryf in 'n boek. Hy het geweet, luister hier, Arista gaan nou opdag hier op 'n Saterdagoggend op die 27ste September, en daar gaan 1, 2, 3, 7 girls hier wees, en vir party gaan dit 'n teleurstelling wees, want eweskielik is hier net 7, en vir party gaan dit wees, woehoe, let's go. Die Here het dit geweet, dit is opgeskryf in die boek. So, wat ek vandag doen, al stap ek hier uit en ek sê, Here, ek het hierdie nou opgemors. Nee, because he's my daddy, I can speak to him like that. Hy sê, my kind, nee, ek het mos geweet, jy gaan daar dalk ietsie sê wat uit lyn uit is, of jy gaan daar dalk ietsie doen wat iemand offend. So kan hom nie teleurstel nie, want hy weet presies wat ek gaan doen. Dit is 'n lekker waarheid daai ouens, maar anyhow, okay. So, weet ek kom van Johannesburg af, ek is getroud, ek het 'n dogtertjie wat 7 jaar oud is, ek's 'n fruitcake for Jesus, nee, ek like fruitcake territory, want ek glo alles wat in hierdie woord is. Cover to cover, glo ek alles wat hierin staan. So my fruitcake for Jesus. En ek gaan nou met julle praat daaroor. Ja, ek hou daarvan om te praat, is my lekker, ek like om te connect. Ja, wat like ek nog? Anything Jesus I like. Ek hoop julle is hier met expectation, though. Hier is die beautiful ding van expectation. Expectation is the cup that the Lord will fill. So, as jy met 'n klein teekoppie opdaag en sê, dis my expectation cup, dan is dit wat jy gaan kry. As jy met 'n emmerie aankom, wat 100 liter vat, dan is dit wat jy gaan kry. So expectation is always the cup that the Lord will fill. Nou is die ander ding van expectation. Nou is 'n party mense. Want as jy instap en jy sê, Here, ek sien, hierdie is my expectations. Want die Here sê, nou, dink wat het hy vir Salomo gesê? Hy het gesê, hey Salomo, vra en ek gaan vir jou dit gee. Nou kan jy imagine as Salomo gesê het, ag Here, gee net vir my enige iets. Ag, enige iets wat U vir my het. Yes, dis soos om water te skep met 'n sif, ouens. Maar kan jy imagine as die Here gaan en sê, okay, enige iets, wat is die eerste ding wat op gedagte kom? Dalk is dit nie wat hy wou hê nie. So kom ons wees spesifiek. Wees spesifiek. Here, ek wil hê U moet my aanraak. Ek wil 'n persoonlike encounter hê. Here, U weet wat my hartsbegeertes is en ek wil hê U moet dit vandag aanspreek. Of Here, just renew my spirit today. Vul my. Maar dis bietjie meer persoonlik, bietjie meer spesifiek. As ag Here, wat ook al U vir my het. Die Here het baie dinge vir ons. Kan jy imagine as hy alles op een slag op ons neer plonk? Ja, ons gaan vir 3 dae waterpas lê. Nee? So, ek hoop julle kom met expectation. Ek hoop, julle is reg vir wat die Here wil doen vandag. Net sien, hy het my so bietjie met die worship, bietjie de mekaar gegooi met 'n paar goed, so ek gaan dit nou maar net wing. Dis nou maar ons dit gaan doen. Ek gaan nou nie eintlik ek het mos so klaar die skrif neergesit, okay. So toe ek vir die Here sê, Here, waaroor praat ek nou vandag? Wat wil U vir U bruid sê? Wat wil U vir U dogter sê? What do you want to talk about, Lord? So for me, I want you to talk to them about living a resurrected life. Ek sê, Here, daai ding is al so holrigery. Rarig, want elke tweede ou wil praat oor die resurrected life. En daar's niks verkeerd met dit nie. But somewhere we don't grasp it. Ons vang iets nie. En ek sê, Here, wat sê ek? En ek gaan nou maar, sorry, Michelle verder, julle moet skoonmaak wat ook al ek nou hier doen, maar ek praat maar soos die Here vir my gee. Okay, en hier is die ander ding, skies. Julle kan ook met my praat, hoor. So as ek nou iets sê en sê, wow, Arista, wat het jy nou net daar gesê, verduidelik? Dan stop ek en ek verduidelik. Nou, let's interact, kom ons praat met mekaar.
ek hoor die Here sê vir my, hy sê vir my, weet jy Arista, my kinders weet dat ek vir hulle resurrection life gegee het. Maar hulle loop rond so slakkies met 'n snotstreep. Skus. Nee? Prys die Here. Hy is so goed. Kom by jou. Ons loop so slakkies met 'n snotstreep. Maar actually, we are the bride of Christ. Dink daaroor, julle, ek ontmoet mense, dan praat hulle met, nee, ek's 'n Christen, ek dien die Here, maar jy met jou handjie hou dit net so 'n bietjie in jou hand opgooi, want dis waar hulle is. Sê ek, Here, dis nie wie ons is nie. Dis nie wie ons gemaak het nie. Man, he gave us more than that. So as ek vir jou vra, wat beteken resurrection life? Wat kom op? Wat kom op? As ek vir jou sê, hey, wat beteken resurrection life vir jou? Okay, good. Enige teikers? Selfde. Living in victory, wie het dit gesê? Jy? Yes, living in victory. Ek gaan nou met julle praat oor victory, daai is a good one. Remind my, as ek nie praat oor die victory nie, remind my. So die woord van God sê in Romeine 6 en Galatians. Ja, ek is Afrikaans, né? Maar as dit kom by die woord, dan doen ek actually Engels. So ek gaan hom so 'n bietjie in mekaar gooi. Romeine 6 en Galatians 2 sê dit dat we were crucified with Christ, we were buried with him, and then we were raised back to life. Met ander woorde, we were resurrected with him. And the reason for that is to live in the fullness and the newness that he has for us. So as ek 'n klein definisiekie kan gee, dit is wat resurrection life is. Dit sê, ek was dood, ek lewe. Skus, ek raak bietjie laat nou en dan. Ek moet net die fans so goed begin dans as ek begin skree of iets nie. Nou as ek daai skrif vat as my vraag, glo julle dit? Glo julle dat julle saam met hom gekrusifiseer is, hy is doodgemaak, né? Ek het ons pastoor by die kerk, as hy mense doop, dan intentioneel hou hy die mense so klein bietjie langer onder, hy sê, want jy moet dit voel hom net voor jy doodgaan. Because then you appreciate life, skus, is nou so. But I think it's worth it, nou, ons is partykeer bietjie te vinnig met daai doop. Ja, daai ou nog nie eers sy laaste asem uitgeblaas nie, toe lig jy hom al op. Weet nie eers wat dood in Christus beteken nie. Maar anyhow, ja, ek hou ervan om grappies te maak, Here het ons mos met 'n lag gemaak. Maar my vraag is, glo julle resurrection life? Glo julle resurrection life? Ek is nou toe ons sing, toe ek het dit hier neergeskryf, toe sing ons 'n lied wat sê, Jesus came for me. Ek wonder of ons partykeer luister dat ons sing. Jesus came for me. Glo ons dit? Praat van glo, soos in daai plek. Ek glo dit met alles wat ek het. Ons het nou gesing, I'm alive in Christ, and he is alive in me. Ander ding wat ons gesing het is, you didn't want heaven without us. Woo! Talk about love. Ons het dit gesing, you didn't want heaven without us. Guys, ons is girls nou, ons like romantic stuff. Can you imagine if the Lord says, ek kan nie die hemel imagine sonder jou nie, sonder jou nie, sonder jou nie, sonder jou nie, sonder jou nie. Kan ek nie imagine sonder jou nie? So ek het my seun gestuur. Ek wil nie, oh man, heaven is eternal. Die Creator God sê, I do not want eternity without you. Yes, as dit ons harte roer nie. It's beautiful. It's beautiful. Sy woord sê, he came to give us life and life in abundance. Glo ons dit? Leef ons dit?
His burden is light. Is sy burden light vir ons? As ek party van die slakkies sien, dan dink ek nie, herder, die burden is heavy. Rarig. Ons moet dit glo. Yes, dit moet die diep gaan lê. Ons moet dit glo. Ons moet dit glo, julle. Sy woord sê ook, you will heal the sick. Hoeveel van ons glo ons kan dit doen? Ek gaan vir julle sê, nou, ek het, so rukkie terug sê ek, Here, ek het nou 'n bietjie van 'n issue, want ek weet ek is 'n daddy's girl, nou ek is sy favorite. So kyk hoe lief hy is vir my, ek is sy favorite. Julle is ook, né? Julle weet dit. Okay. Here, ek is 'n daddy's girl. Maar hoekom sien ek al hoe minder healing om my? Hoekom sien ek minder van u krag om my? Man, as ek weet wie my pa is, dan weet ek mos wat hy kan doen. So, because the rest of people don't believe in the resurrected life anymore. Hulle weet, hulle moet. Hulle het half hierdie tegniese belief, maar nie hierdie gees belief nie. Lord, I want to see everything you have for me. We are seated in heavenly places. Hy sê dit in Ephesians. Sê jy seated in heavenly places. Weet julle hoe lyk dit van daar af? Jy sit langs Jesus. Hierdie wat hier sit is jou liggaam. Nee, ja, jou gees is ook hier, maar jou gees is ook daar. Ja, ons kan partykeer hierdie kwantum goeders nie altyd verstaan nie. Maar hier is waar die beauty aankom, ons het 'n keuse om dit te glo. So my vraag is, as hy sê, you are seated with Christ, uit 10 uit, hoeveel glo ek dit? Kyk, Sondag is ek seated, maar Maandag krol ek. Ne? Jy lag lekker. Maar dis mooi, ek like dit, want jy verstaan dit, ne? Dis die waarheid, ouens. Kyk, Sondag is ons daar. Ja, Maandagoggend staan, ons moet die kinders aan die gang kry, die kinders moet skool toe, en hierdie en dan alweer nie, dit gaan... Nou, tot lang vergeet ons te sien dit. Nou, werk is al in die tuin. Nee. Maar glo jy sien dit? En dan gaan jy nou sê, hoekom ek hierdie vra. En dan die mooiste stuk is in Johannes 11 vers 40, ek gaan my skrif hier kry, ek het dit mooi uitgeprint, dat ek nie te veel op my bladsy blaai nie. Nou sou ek hom seker nie opgesit het nie. Wragties waar. Johannes 11 vers 40 sê, if you believe, you will see the glory of God. If you believe, you will see the glory of God. Believe ons. Hey, kom ek sê vir julle gou een ding, né? Baie keer as ek so staan, nee, ek wil jou sien, dan kan ek jou nie sien nie. Baie keer as ek so staan en praat, 12 uit 10 keer preek ek eintlik vir myself. 12 uit 10 keer preek ek vir myself. As ek bly is iemand anders het ook oor, en ek Here, ek sê alleen nie. Here, hoekom sien ek nie die miracles nie? Rista, jy het 'n belief gap. Nee, daar's 'n gap in jou belief system, daar's 'n gap in jou faith system. Maar, sy woord sê, if you believe, you will see His glory. Okay, so ons moet bietjie daai deurwerk. En hoekom praat ek oor hierdie goeters? Want ons is liggaam, ons is siel, ons is gees. Voor die kruis was ons liggaam, ons gees dood. Voor die kruis, né? Bound to sin, programmed to sin. Ons siel, programmed to sin. Ons liggaam moet gaan daar waar ons siel wil gaan. Because the word says, as a man thinks, so he is. Where the mind goes, the man follows. Scary thought, actually. My vraag is, waarom dink jy? Wat is die altyd in die kop? Maar toe ons by die Here uitkom, en ons kom by die kruis, deur sy grace, en hy sê, glo, doet ons resurrection life.
Ek hoef nou nie nog te gaan apply vir dit in triplikaat nie. Asof nie nou, Here, ek het nou tot bekering gekom, Here, ek neem U aan as my redder, as my koning. Lord, I proclaim your lordship over me. En nou, ek het gou 'n triplikaat gaan aansoek doen vir hierdie resurrection life, want blykbaar moet ek dit doen, want ek het nou by die Here uitgekom. Nee, toe jy by die Here uitkom, toe jy resurrection life, dis in jou. Dis in jou. Ek glo dat toe Paul vir Timothy gesê het, Timothy, stir up the gifts in jou, het hy nie net verwys na sy geestelike gifts nie. Ek is oortuig daarvan. Ek glo, dat hy gesê het, but stir up that faith, and stir up that belief structure, and stir up the gifts, because it all flows together. Julle, ek kan nie glo dat ek my hande op iemand kan lê, sonder faith nie. I need that. Ek het daai belief nodig. Ek moet weet dat ek weet as ek my hande op haar been sit, want sy het genesing nodig, dat genesing gaan plaasvind. Ek moet hier gaan sit. Nou die ding wat baie ouens doen, is hulle praat oor, wyk Satan, hierdie ding my verwrig. Wat baie mense oor praat is, as ons kom by die kruis, en ons sê, okay, na die kruis, is jou gees lewendig, is waarheid, né? En nou moet ons jou siel weer, ek kan nie van met so te stel nie, maar julle gaan my hart hoor, nou moet ons die siel weer 'n bietjie program, né? Om te sê, wow, mind, will, emotions, jy was nou programmed to sin, maar nou mind, now you need to take every thought captive. Submit it under Christ. Every vain imagination that wants to exalt itself above Christ, take it captive. Emotions, hey, 1 Korintiërs 13. Kom aan, ons moet lief wees vir ons vyande. Liefde, wat is liefde? My will, okay, yes, nou moet ek aligned raak met God. I need to come into alignment with God so that my will is actually His will. Maar ons vergeet van die liggaam. Because being resurrection is nie net 'n geesding wat gebeur het nie. Toe Jesus opgestaan het, daar was 'n liggaam wat saam opgestaan het. En ek glo dit is baie keer waar ons dit mis. Want wat is ons liggaam? Is ons brein, ons hart, ons muscles, bene, vel. Ons mis 'n stuk, ons brein. What's linked to our brain? Our thinking. Dis die center vir ons dink. So when I renew my soul, my mind, which is in my soul, maar die woord sê, renew your mind. Ek sal nou vir julle die skrif gee, julle ken hom. Wat eintlik gebeur is, hy sê, wow, daai voetpaadjies wat in jou brein is, daai moet jy nuus kry. Waarvan praat jy, Arista? Jy al verby 'n veld geloop. Daar hoef niemand op daai veld te wees nie, maar jy kan presies weet waar loop die mense. Why? Voetpaadjie. Hoe kry mense 'n voetpaadjie? Nie van 1 keer se loop nie, ook nie 2 keer se nie, van 'n paar keer. So wat nou gebeur is, nou staan voetpaadjie, nou loop almal op die voetpaadjie, want dis 'n voetpaadjie, hier loop ons. Ons gaan nêrens anders loop nie, want ons is so skapies op 'n voetpaadjie. Ons brein werk so, né? Hoe jou brein werk is, as jy iets reëel genoeg kan maak vir jou brein, en jou brein kan dit identify as reëel genoeg, kan dit faith by dit sit en sê, that's possible. Is gevaarlik, actually. Hoekom sê ek so? Nou is ek kwaad vir my man. Ek wil hom in die shin skop, en ek is kwaad vir hom. Nou lê ek vanaand in die bed. En ek kyk, ja nee, jy weet, hy het mos gesê, hy gaan nou dit en dit doen. Ja nee, typies. Kan nooit op hom rely nie, maar nou ja, hier is ons. Wat gaan ons nou doen? Heerlikheid, nou top ek vir 'n hele aand oor dat my man verkeerd gedoen het. Ek gaan hom ook nie nag sê nie, want hy verdien dit. Nee, hy kan hom op sy eie nag sê vir homself. Want ek is kwaad, man. Ek wil hom skop in die shins. Wat gebeur? Môreoggend
Staan ek op, moet jy vir my koffie maak, ek sal my eie koffie maak. Want jy kan in elk geval nie lekker koffie maak nie. Kyk, vir 30 jaar maak ek al koffie en is lekker, maar nou is dit nie lekker nie. Wat het gebeur? 'n voetpaadjie in my brein. Nou kry ek, ek moet hom seker vergewe. 2 dae later, doen hy dieselfde ding. Ja, nee, kyk. Kan nooit verander nie. So gemaak, so laat staan en hier is ons nou. Nou, wat doen ek? Nou is ek alweer op dieselfde brein voetpaadjie. Kyk, ek loop dat ding so deur, as nie meer gras vir al groei nie. Né? Hulle het studies gedoen, gesê jy kan alles vir 'n hele dag reg doen. Alles, elke ding in my dag reg doen. Ek kan een ding verkeerd doen. Ek het op haar toon getrap. En hulle het studies gedoen en het bewys dat meeste, ek kry die persentasies onthou nie, het was hoog, iets in 80, 90. Gaan huis toe en is alwaaroor hulle dink. Wat het ek verkeerd gedoen? Julle, daar's 24 uur in 'n dag, maar ek top oor die ding wat ek 3 sekondes verkeerd gedoen het. Ons doen dit, right. Okay. So daar's 'n bietjie van 'n belief gap. Okay, so wat moet ek doen om 'n resurrected life te leef? En ouens, girls, ons almal het trauma deurgegaan, né? So ek maak nie enige iemand se seer klein nie, glad nie. Maar ons moet op 'n plek kom, waar ons sê, Here, dit wat een daai woord gesê het oor my, vir my lewe, want jy weet natuurlik as hy sê you, in die woord, is dit nie, dit staan nie vir jou neighbor nie. You is you. Ne? Jy is jy. Maar hy sê, ek het nie vir jou 'n gees van vrees gegee nie. Dan is dit jy. Maar as jy dit lees, is dit jy ook. En as jy dit glo, is dit jy ook. So ek moet op 'n plek kom, waar ek hierdie vat, en sê, Here, I want to live a resurrected life. Ek wil nie 'n slakkie met 'n snotstreep wees nie. I want to be a warrior for Christ. I want everything that's in you. Julle, ek weet nie hoeveel van die woord julle ken nie, nou. I don't match up to like 5% in you. Maar Here, ek wil 100% hê wat een is. Ons sukkel om 'n resurrected life te lewe, want die prentjie wat ons het van hoe 'n resurrected life lyk, eerstens glo ons nie, en tweedens kyk ons na die verkeerde mense om te sien hoe hierdie lyk. Want wat doen ons? Ek dien die Here, ek's lief vir die Here, maar nou wil ek nie gou kyk, wanneer ek sien Michelle as sy worship en lig sy hande op. Nee, nou gaan ek my hande ook oplig. Nee, ek sien Celeste, as sy worship, gryp sy daai tambourine. Ek het vir jou woord oor daai tambourine, herinner my. Dan gryp sy die tambourine, nou gryp ek ook sommer die tambourine. Skit ek in worship ek. Maar nou sien ek iemand anders gaan lê, jy's nou like hande opsteek, ek wil en ek wil lê. Instead of going saying, Lord, hoe lyk resurrection life? Hoe lyk het? Wys my papa. Show me. Hoe lyk het, Here? Weet jy hoe lyk het, Arista? Jy moet dit glo. Met alles in jou. Even if everything goes against you, you still have to choose to believe that you have resurrection life. Weet die woord sê, ek dink is 2 Korintiërs, wat is daai skrif wat sê van, be transformed, waar is my woord, my skrifstukkies, daai van do not be conformed to this world, but be transformed. That's it. Be transformed by the renewing of your mind. Weet julle wat transformed beteken?
Is nie 'n transformer, is dit karre wat transformers het? Is daar 'n movie? Transformers. Weet julle wat is transformed? Transformed is die woord transformation. As jy die rootwoord van transformation vat, beteken dit metamorphosis. Hier is dit groot woorde. Praat bietjie Afrikaans. Beteken, as jy 'n skoenlapper vat, hoe word 'n skoenlapper 'n skoenlapper? Hy is eers 'n wurmpie. Nou, as hy 'n wurmpie is, en hy gaan in daai kokonnetjie in, dan is dit nie net, twing, magically, is ek nou 'n skoenlapper. Nee, daai wurm het actually 2 DNA sets in it. Het julle dit geweet? This is amazing, daar's 2 DNA sets in 'n wurm. Een is for the caterpillar, and one is for the butterfly. So when the caterpillar, dankie, daar sê, dankie. So when the caterpillar is alive, the DNA for that butterfly is dormant. It's powerful, ouens. Wanneer dit tyd is vir daai caterpillar om nou in sy sakkie kokonnetjie ding, slaapsakkie te klim, gaan die DNA dood van die caterpillar. And the DNA of the butterfly awakens. Klink dit vir julle bekend? Voor ek Christus in my lewe gehad het, was ek dood. Ek was 'n wurm. Maar toe ek by die kruis kom, toe gaan my wurm DNA dood. Sê ek, Here, ek vat my skoenlapper DNA. And he says, be holy as I am holy. In layman terms sê, wees 'n skoenlapper soos wat ek 'n skoenlapper is. Soos dit by mekaar kan bring. But when I do that, wanneer ek weer die woord sê, wie ek is, en ek glo dit, en dit word so deel van my DNA, dan kan ek so lewe. Kom maar rustig, hoe gaan ek daai DNA kry? Jy het dit eintlik al klaar gekry, toe jy Jesus aangeneem het. Hoe versterk ek en verstaan ek wie God my gemaak het? Ek vat hierdie boek en ek begin hom deurwerk. Ek moet hom eet. It's bread. It's flour. It's voeding. Charles Spurgeon het gesê van John Bunyan is die ou raai storie geskryf het van die Pilgrim's Progress. Toe sê Charles Spurgeon, John Bunyan, so vol van die woord, as jy hom sou sny, dan bloei hy woord. Here, mag ek so wees. Here, mag die woord so deel wees van my, as ek my toon stamp, moet die woord daar uitkom. Ja, ons weet ons wat kom nou uit as ons 'n toon stamp, né? Vir al daai klein toontjie. Vergeet ons is gered, hoor. Arme woorde wat uitkom. Maar mag ons hier is so ingest. Because that's how we get resurrection life. Jy weet die woord sê hierdie is saad. I think it's Matthew 8:11 of 11:8, een van daai twee. Sê hierdie is saad. Weet jy wat gebeur met saad? Soos ons nou allemaal mooi groot, as ek swanger raak, hoe raak ek swanger? Met saad. As ek loop ek nie en sê, wat moet ek doen om vir hierdie babetjie armpies te gee nie? Nee, die saad is hier in en hy broei, en hy groei, en ek loop nie en ek dink, hierdie kind moet toch 2 ore hê, wat moet ek doen dat hierdie kind 2 ore hê? Kan ek so doen nie. My saad is in. Dis so met die woord. Maar dit net ingest. Maar net deel word van my, moet die binne ingaan. Hy gaan groei daar binne. En weet jy wanneer weet jy hy groei? Wanneer jy ergens om 'n vriendin sit en jy weet nie eers, sy praat oor iets en voor jou kry, poeps, kom die woord uit. Dis nogal lekker. Dankie Here vir daai ene.
Dis jy weet, jy het hierdie. Maar die woord sê ook, hierdie is 'n swaard. Dis nie 'n bottermes nie. 'n bottermes smeer jy iets toe. Hierdie is 'n swaard. Jy gaan oorlog toe met 'n swaard. You kill giants with a sword. Jy weet 'n bottermes nie. As hierdie boek jou nog nie geoffend het nie, wil ek jou invite om dit weer te lees. Want dit is 'n swaard. Hy moet sny. Hy moet circumcise. Ons anatomie is nou nie soos die man se nie, maar hierdie ding moet harte circumcise. Hierdie woord. Want wanneer hy hier circumcise, begin iets in my belief structure gebeur. En dan weet ek staan op en ek is 'n daddy's girl. Ek weet wie my pa is. I live a resurrected life. Nee? Nou, ek sê nie as dit moeilik gaan, wees in denial nie. But where do you take your troubles to? Here, ek lewe 'n resurrected life. Ek gaan 'n persoonlike voorbeeld gee wat ek nie deel met mense nie, maar ek sal dit met julle deel want julle is klein genoeg. Ons besigheid het van verlede jaar Augustus amper niks inkomste gehad nie. Ek en my man het agtergekom, daar was irregularities in ons besigheid. Ons het voor die Here gaan staan en gesê, Here, wat maak ons hiermee? En die Here het gesê, maak dit reg. Want jy weet nou, ons kry mos 'n ding wat ons dink is, ons kan ons partykeer 'n wit lintjie vertel vir 'n righteous cause, né? Nou kom ons wees eerlik. Ons kan 'n wit lintjie vertel vir 'n righteous cause. So iemand in ons besigheid het 'n wit lintjie vertel vir 'n righteous cause. Toe byt daai righteous cause ons hier in die agtersteewe. Jy weet soos val staan op 'n stoel as jy gaan sit, hy byt. Né? Toe byt hy ons. Sê die Here, maar julle moet dit regmaak. Ons sê, okay, Here, ons sal dit doen. So van Augustus, 1 Augustus verlede jaar het ons nie inkomste nie. Ek het nog nie eendag honger gaan slaap nie, ek meen julle kan sien, ek's 'n duidelike meisie. Ek is 'n vol vrou. Ek het nog nie een keer gaan honger gaan slaap nie. And amazing, ons hier is betaal. Ja, ons het 1 maand geskep hier, 1 maand daar. So ons bietjie mooi gaan vra. So living a resurrected life beteken nie jy is nou hier op die Golden Highway in 'n Ferrari 120 km/h nie. Want jy wil ook nie daai ding ry nie, hy swaar op petrol. But living a resurrected life is knowing what it means to live in the Spirit. Sê, Here, ons was verkeerd, ons maak dit reg. Ons gaan harde klippe kou. Tot dit reg is. Because I want to be in alignment with God more than anything else in this world. Ons moet hierdie ding reg kry. Hierdie ding is, wie is daai vrou, skus, ek hou nie baie van haar nie, sy freak my bietjie uit. Daai wat sê van die battlefield, daai antie, skus, as ek vir haar kyk, raak ek bang. Ek weet nie of dit haar oë is nie, maar ek het niks teen haar nie, asseblief, ons net ek persoonlik, maar sy sê, hierdie ding is 'n battlefield. Dis die waarheid, want alles kom hier. Wat sê die woord? Transform your mind. Why? Hoekom sal hy dit sê? Want ons kan nie behavior management doen nie, dit is 'n transformation. Ek gaan nou net probeer reg lewe. Ek gaan nou probeer lewe soos resurrected. Staan ek reg op, resurrected. Maar ek het nie hier daai gap geclose nie. Hierso. Nou sukkel ek. Sukkel ek. En dis soos die 12 spies, julle. Skus. Dis soos die 12 spies. God het gesê, hey, kinders, daai land is julle land. Ek gee dit vir julle. Julle moet dit net vat. Wat gebeur? 12 gaan aan tralalala en giants. Nee, staan stil broek, ek is nie bang nie. Nou, ons is bang.
10 kom uit en sê, daar's not a chance. 2 kom en sê, ja, daar's giants. Man, hulle is groot. Ek weet nie of julle al gedink het hoe groot is 'n giant nie. Nou, ek lees die Bybel so. As God sê, 'n giant is so groot, of weet, daar's giants, dan dink ek, Here, hoe groot is dit? Ek wil nou sien, want ek wil nou net compare. Want ek moet 'n ding in 'n prentjie sien. Jesus, as ek op 'n prentjie sien, dan val hy. So ek laat my ook nie vertel dat Joshua en Caleb nie bang was nie. Hulle het net geweet wie hulle God is. En hulle het net geweet wat hulle God gesê het. Want God het gesê, dis jou land. Hierso, promised. Yours, just go and take it. Maar ons wil hê God moet ons resurrection life vir ons doen. Ja, maar kan God dit nie vir my doen nie? Ek sukkel, slakkie. Kan God dit nie vir my doen nie? Hallo, hy het dit al klaar gedoen. Hy het sy seun gestuur. As ek nou vir julle almal gesê het, luister die ouens, en as ek 'n konvertjie onder jou stoel, met R1000 in vir elkeen, wat sou julle gedoen het? Opgestaan het, en, kyk, jy kan nie nou 'n konvertjie raak as jy sit nie, né? Dink mooi daaroor. Jy moet opstaan, jy moet die konvertjie vat. Jy moet iets doen. Ja. Weet jy, Michelle, ek het dit gedoen toe ek training gedoen het in my BC daal. Ja, is amazing hoe die Here Iwan BC goed kan gebruik, né? Ek het training gedoen, en dan het ek altyd 'n R10 noot onder 'n seat gesit. Want ek het vir jong, minder bevoorregte kinders getrain. En dan het ek vir hulle gesê, luister die ouens, onder een van julle se seat is 'n R10. Almal moet opstaan om te kyk wie die R10. Dan sit hulle en sê, ek het niks onder my stoel nie. Wel, die ou wat die R10 gekry het, moes iets gedoen het om dit te kry. Hy moes opgestaan het en onder die stoel gekyk het. Werk so met God ook. Hy het klaar sy seun vir ons gegee. He already gave us the resurrection life. We must just stand up and do something about it. Step out into it. Ja, maar hoe doen ek het daar staan? Jy weet nie wat ek deur is nie. In my toon volgend gestamp. In my man grom. Nee? En ek sê dit nie die rocketief nie, wat ek net probeer sê, dit klink mos so partykeer. Hierdie bitterbessies. Jy lyk ons nou van 'n monde so permanent is, so bitterbessies. Ja, almal gaan moeilikheid deur. No one has it made, but thank God for that, because what does his word also say? Ek sal alles ten goeie gebruik. Vir wie? Vir die wat hom lief het. Ja, Here, dis moeilike staf. Ek weet party, ek gaan eerlik wees, partykeer dan klim ek in my bus en dink ek, ek moet nou Pretoria toe ry of ek moet Parys toe ry, dan dink ek, Here, ek weet nie of ek petrolgeld het nie. Ek kla nie, asseblief nie, ek moet nou nie 'n boksie omstuur nie, asseblief, dis nie waaroor ek vra nie. Maar dan sê ek, Here, U het my mos gestuur. Ja, ek het. Dankie dat U gaan voorsien. En dan gaan ek aan. Maak ek klaar. Ek hamer nie op die ding nie. Ek ry nie vir hom holrig nie. Ja, maar Here, wanneer? Soos in oor 'n uur kry jy geld of soos in oor 5 minute? Okay, maar Here, wanneer? Né? Here, nee, ek het die saakie vir U gegee, maar wanneer? Nee, stop dit. Dankie Here dat U voorsien. U sê dat U vir my gaan voorsien in all abundance. Dankie Here. Prys U naam. Prys U naam. Ek en my man sit, ons moes op vakansie gegaan het, Desember. Nou is die plek klaar geboek. En dan sê ek van luister jy, as ek hierdie storie so kyk, gaan ons dit nie eens maak deur die eerste tolhek nie, broer. So wat, raus tot by die tolhek en slaan kamp daar op, of wat maak ons? Hy sê, nee, ek gee dit nog tyd. Ek sê, ja, weet jy wat, kom ek maak vir ons 'n koppie koffie, en dan sit ek gesels ons net 'n bietjie. Kar is klaar gepak. Kar is klaar, ja, ons gesels. My dogtertjie wil nou net ry. Mama, dis wat ek sê, chill, sussie. Ons is al klaar op vakansie. Hier by die huis, die vakansie begin al hier. Kom maar, maak vir jou 'n lekker koeldrankie en 'n bakkie chips. Hou al hier vakansie. Ek het nog nie eers my koffie klaar gedrink nie. Ping, ping, ping. So, dankie. Okay, vat maar die bakkie chips in die kar. Ons gaan soms onder aankom waar ons moet wees. The difference is,
I know who my God is. So I can live that resurrected life. Jy lyk dit nie so nie. Julle partykeer dan staan ek in 'n housepipe op die tuin en dink ek, Here, hier is nou niks anointing hier nie. Waarvoor het jy anointing nodig om 'n tuin nat te spatter is daar? Nee, waarvoor? Wat is my resurrected life echt nie? Ja, ons moet hierdie ouetjie change. Die probleem is, ons weet nie wat God vir ons gegee het nie. Ons weet nie wat hy vir ons gegee het. Ek sal julle nog 'n storie vertel. Toe ons in Tanzanië is, ek het nog so 'n vroedkyk maatjie, sy bly in Adelaide, Australië. Maar kyk, sy's nou vir jou vroedkyk. Man, ek love it om saam met haar in die strate te loop. Want sy lê hande op vir enigiemand wat halfpad ja sê. Hulle is nog net by dan lê sy hande op. Sê ek nie, lekker, hier vat ons om. En ons is in Tanzanië en ek en sy sit die dag en ons is moeg. Ons is moeg want ons het vir 'n week lank geïntercede en toe het ons vir 'n week lank bedien en toe het ons 'n week lank weer geïntercede. Ons is moeg en op 'n stadium sê ek, "Yes, ek's moeg." Sy kyk my so, sy sê, "Hey, let's stir up our faith." Ek sê, "Ja, wat gaan ons doen?" Want nou weet ek hier kom 'n lekker ding. Dis ek sommer klaar nie meer moeg nie. Sy sê, "Rista, I've always wanted to walk on water." Ek sê vir ek ook. Ek sê eerlik, ek wou. Want weet jy wat? Jesus het op water geloop en hy leef in my, so ek moet op water kan loop. Ek sink natuurlik soos 'n klip, maar ons sit daar en ek sê, "Chantal, you've got me stirred up." Sy sê, "Let's go walk on water." Ek sê, "Okay, let's do it." Hier trek ons costumes aan. Ons 'n swimmingpool onder by die hotel. Nou gaan ons sit. En sy sê vir my, "Do you believe?" Ek sê, "Ek believe, suster, ek believe. Ek gaan op hierdie water loop." My pappa het gesê, ek gaan alles kan doen. En nog meer. Ek gaan. Mense het nader en kom video's vat van ons. Maar nou lyk dit so. Dit lyk nou so. Hulle moet nie nou kyk nie. Dan lyk dit so. Ek moet nou net my broek by mekaar kry. Nou lyk dit so. Nou hardloop ons. Ons probeer loop op daai water, julle. En dink julle ons het? Nee man, waar's jou faith? Nee, ons het nie. En ek het daar gesit, en ek het vir gesê, you know what? Weet jy hoe goed was dit vir my gees? Because even though I didn't walk on the water that day, yes, my gees was gestir. Ek was excited, want ek het besef, die Here het iets in my wakker gemaak, om dit te kan doen. Julle, ek's 'n vroedkyk, ek glo ek gaan op water loop. Ek glo ek gaan. Because he said so. Only for his glory. But that moment was so needed gewees, dat ek was moeg geminister. Man, ek kan nie wag vir daai dag nie. As ek nou moet sê waarvoor ek die Here trust, om in my leeftyd te sien, gaan julle vir my sê, die girl is nie lekker by die handles nie. Nou, ek sal julle nou vertel. But we have to stir up our faith. We have to close that gap. Die Here het eendag gesê vir my, Rista, jy is 'n chain breaker. You have healing in your hands. And I've called you to heal. Ek sê, Here, ek kon nie eers medical school haal nie. Hoe gaan ek nou heal? Nou, want ek wou 'n dokter geword het, maar ek kon nie eers dit doen nie. Ek sê, nee. I've called you to do that. Jy gaan voor mense praat. Sê ek, ek is die ene wat daar op die laaste ry sit, net in case dit 'n kult is, dat ek kan uithardloop. Heaven forbid, ek moet voorkom sit. En die Here sê vir my, ek gaan jou rytjie vir rytjie vorentoe stuur. Nou sit ek voor, want ek weet as ek moet uithardloop, is dit ver hardloop. Ek word gou moeg.
Maar ek moes dit begin glo het. Because I live a resurrected life. Beteken ek dink nie soos ander mense nie. Jy dink nie soos ander mense nie, Michelle. Moenie in daai boksie klim nie. Ons wil nie slakkies wees nie. Met 'n streep nie. Nah, we need to live the resurrected life. Hier is die ding. In 2 Peter 1 verse 3-4 sê hy, that you are partakers of divine nature. Hy sê dit. Die Here sê, I've made you partakers of the divine nature. Wat beteken dit? Kyk, julle moet die woord lees soos ek, né? Ek wonder, vir wat op hierdie aardbol het Adam vir Eva nodig gehad, want hy het mos nou alles gehad, wat hy nodig gehad het. Just wondering, ek weet nie of julle al daar gedink het nie. Die Here het mos vir hom alles gegee. Ja, maar dink daar, die Here het mos alles is onder jou naam, jy het dominion, jy rule alles. Ja, nou sê hy het 'n helper nodig. Help met wat? Hy het alles. Hy kan dit noem en naam en stuur soos wat hy wil. Help met wat? Ek is 'n thought leader, so ek hou daarvan om mense te laat dink. Dink bietjie oor die woord wat jy lees. Soos hy sê, I am a partaker of divine nature. Lord, what does it mean? Beteken dat jy en ek have a nature like God. We are partakers. Ons deel. If I partake in something, I am actively busy with something. In His divine nature. Wat beteken, ek het daai resurrection power. Obviously moet dit wees vir sy glorie, vir niks anders nie, anders gaan jy moeilikheid kry, moenie eers daar gaan nie. Jy sal so hartpakslaag kry, jy sal tot in eternity nie op jou agtersteewe kan sit nie. Nee? But I'm a partaker. Right, then I'm a partaker. Dan staan ek op. En ek loop soos hy, want hier is die ander ding, hy sê in, wat is daai skrif? Is op hierdie bladsy. Ek skip nou, spring baie rond, julle ons gesels nou. 1 John 4:17 says that we are to be, greater is He, nee wag, waar is my skrif? Ek kon nou net reg lees. Want julle moet hierdie vang. If it's the only thing you catch today, then catch this. 1 John 4:17 says, love has been perfected among us, in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we. As He is, that He is Jesus, so are we. Wat dink julle beteken dit? Dit sê nie, as Jesus was on earth, so we are nie. John het hierdie geskryf, ek dink iets soos 70 jaar na Jesus al dood was. Of hoeveel jaar, ek kan nie eens onthou nie. Maar Jesus was al dood, toe skryf hy hierdie. It's not past tense. Hy het gesê die Jesus wat op aarde is nie, hy het gesê, as He is, waar is hy? Langs God. Hoe is hy? Resurrected. So ek is, soos hy is. Jy sien, ons is so besig om dood te gaan, en ek sê nie don't die to yourself nie. Maar ons is voortdurend so besig om dood te gaan, dat ons vergeet dat ons moet lewe. Ja, hoe dood wil jy wees? Come on, think about it. Hoe dood wil ons wees? Yes, we need to crucify that flesh. Kyk, 'n vas. If you can conquer your belly, you can conquer anything. Nee, dink daaroor.
You conquer your belly, you conquer anything. Ons moet crucify, but can we live for a moment? Hoe dood wil jy wees? Vra jouself daai vraag, hoe dood wil ek wees? Julle, ons het 'n meisie in ons kerk. Ek weet nie meer wat om met haar te doen nie, want sy like meer om dood te wees as om te lewe. She's like death heated up. Altyd 'n krisis. En is dieselfde krisis. Nou wil jy haar help, maar nou touch is too close, dan spring sy nou na jou toe, dan gaan jy haar nou help. En dan, ek sê nou dan, van Vaderland, kan jy net begin lewe, meisie? Ek bedoel dit nie lelik nie, maar can you just start living? Because you've got everything you need in here. Né? Alles is daar. Nou sê ek vir haar, nou sit ek met haar, nou counsel ek haar. Vaderland, nou skrik die vrou vir haarself dood in die counseling, want sy besef sy moet iets doen. Om vry te wees. Dan gaan sy na die volgende persoon, want miskien gaan die persoon ietsie sê wat lekker op die oor is. Jy weet, 'n bottermessie. Nie swaard nie. Can we live? Can we stand up and live? How do we do that? Ouens, ons moet onthou wat die Here vir ons gedoen het. Daar's 6 goed wat ek sê is my guidelines for how to live a resurrected life. Die eerste ding is, skryf jy 'n pen en papier and you journal everything the Lord has done for you. En jy maak 'n voetpaadjie in jou gees. Nou die Here het vir ons die imagination gegee. Kyk, die vyand het geweet dat dit wat jy kan imagine, dit wat in jou kop aangaan, it's like a womb, this is you can give birth to stuff there. Want as ek hier sit en ek sê, Here, ek kan sien hoe ek aan die voete raak. Dan was ek daar. Want my brein het gesê, it's real enough. And I can put face to it and it's possible. Dis wat imagine is. Nou het die vyand gekom en gesê, moet net nie begin met daai imagine stuff nie, want julle raak nou so 'n bietjie aan new age. Ja, hulle het by God kom steel, because he's not creative enough. Want elke keer wat God sê, think, touch your mind, he's saying, getting to that imagination. Nie imagination soos wat die wêreld dit aan mekaar sit nie. Imagination soos wat God dit vir ons gegee het, want hy het geweet, hier is soos 'n womb, jy gaan goed hier uit geboorte gee. Ek het 'n meisiekie wat ek ken, jong meisiekie, sy's 'n 2-jaar student, sy het nie 'n kar nie, by 5 einde verlede jaar, toe sê sy vir haar pa en ma, hoorie, moenie my in Stellenbosch kom haal nie, ek gaan met my eie kar huis toe ry. Sê hulle, hoe gaan jy dit regkry, jy het eers 'n kar nie? Sê sy, die Here gaan voorsien. Toe sit sy vir 6 maande elke aand in haar bed, klim sy in haar bed, maak sy haar oë toe, sy sê, ek sit hier in hierdie klein Suzuki Swift. Ek ry deur die strate van Stellenbosch. Dankie Here vir hierdie kar. Hy ry so smooth. Eerste na tweede is lekker, man. She started to get it. Wat gebeur? November verlede jaar, toe kom iemand na toe en sê, ek weet nie wat om te doen nie, maar die Here het gesê, ek moet my kar vir jou gee. Dis 'n Suzuki Espresso. Dis nou nie 'n Swift nie, maar dis 'n Suzuki. Nou sê mense, ja, julle roep mos nou hierdie goed in. Nee, ons gebruik wat God vir ons gegee het. Want as ek nie eers in my mind kan sien hoe hy op daai kruis gehang het nie, how's it gonna be real for me? How's it gonna be real for me? Dink daaraan, ouens. Kyk, ek wil 'n vlieg teen die muur, nee, ek gaan daar wees. Ek wil sien as party mense in die hemel aankom en besef, Jesus is nie eers wit nie. Maar ons party goed wat ons net nie in ons mind kan kry nie. So if I want to live a resurrected life, I need to remind myself what God did. Julle, kry pen en papier, skryf die testimonies neer wat hy vir jou gedoen het. Skryf dit neer. Ek het nou in 3 weke 2 healings gehad. 2.
In 3 weke. Ek het 'n team joint issue wat hulle niks vir my kan doen nie. Ek gesê, Arista, vir die res van jou lewe gaan jy nou maar met die pyn moet sit. 3 weke terug sit ek in kerk, is besig met praise and worship, en ek hoor die Here sê vir my, ruk daai pyn uit jou kakebeen. Ek sê, Here, ek sien die tweede rytjie van voor, die mense gaan 'n bietjie dink hierdie tannie is nie lekker nie. Hy sê, wil jy genees? Wil jy gesond wees? Of wil jy daai pyn hê? Ruk dit uit. En nie trek dit uit nie, my kind, ruk dit uit. Ek het nog nie weer 'n keer pyn gehad nie. What happened? I put my faith and my belief in what my God said. Ek moes maandag 'n afspraak gemaak het vir 'n blaasoperasie. Want ek is al daar, ek kan 'n knyp soos 'n sustertjie, as ek nies, hoes, snyf, spring, whatever I do, dan is die sluise oop. Sondag is ek in die kerk, en ek staan en ek praise and worship, en die ou staan op en hy sê, healing is in this house. En ewe skielik is daar faith hier in my, yes, maar dit borrel so. Ek sê, okay, healing is in this house. I take my portion, thank you Lord. En ek prys hom, en terwyl ek hom prys, voel het soos 'n naald en garing wat hier by my blaas besig is. Ek dog, gits, Frits, ek ken nie hierdie feeling nie, maar okay, hier is ons nou. Toe gaan ek vorentoe, laat hulle minister, want hulle sê, toe almal wat in ministry is, kom, ons wil vir julle net, ons wil julle bedien. Ek is eerste op, ek het vir die Here gesê, Here, as U my roep, is ek eerste daar. Ek gooi sommer die bril neer, want ek weet nie, net of val ek en ek sit op die ding en dan breek hy. En ek's voor, en die ou begin vir my te bid. En die krag van die Here vat my, en ek slat neer, en my vriendin is langs my, en sy slat neer. Toe ek daar lê, toe hoor ek, jy's genees. Hy kom nie altyd so nie. Hy sê, jy's genees. Met sy stem hoor. En toe ek opkom, kom my vriendin op en sy sê, Arista, die Here het nou net vir my gesê, jou blaas is genees. Ek sê, dankie Here vir die confirmation. Hier loop ek. Niks, ek lek nie eers nie. Lieflik, maar kan ons daar praat? Nou, ons wil nie altyd oor hierdie goed praat nie. Maar hier is wat gebeur, nou skryf ek dit neer. Nou revisit ek het. Jy weet, ons wag partykeer so lank vir ons next encounter, ons vergeet wat die Here al vir ons gedoen het. Revisit het. Dankie Here dat U my genees het. Dankie Here. O, Lord, thank you. Dankie vir daai blaas. Man, hy sê nou nog vir my, ek is moeg, ek kom by die huis, ek sê, maar ek's moeg. Ek sê, Jesus, ek's moeg. Hy sê, ek weet. Nou, okay, maar ek's honger. Dis 10:00 in die aand. Kan nie eintlik bekostig om nou 'n broodjie te eet nie, maar ek kan nou vir jou perd met sy saal eet. Dis nou maak 'n broodjie. Nou staan ek en Jesus in die kombuis en ons maak brood. En ek het 'n conversation met hom. Ek sê, so toe jy vir 3,5 jaar in jou ministry so getravel het, jy het moeg geraak, nee Jesus. Sê, nou was partykeer wat ek moes slaap, man. Sê, nou wat was jou favorite snack? Ek wou weet. Hy is my God, ek wil weet was. En hy sê vir my, niks lekkerder om daai wit stukkie uit 'n brood uit te haal en 'n dadeltjie daarin te druk en hom so in die heuning te dip en te eet nie. I don't read about it in the scriptures, but it was real, he was there. So weet jy wat staan in my boekie? Jesus se favorite snack. En I revisit it, want is dalk net 'n snack vir iemand anders, maar in daai oomblik is dit presies wat ek nodig gehad het, want ek het 10:15 in die aand, al die ligte af in die huis gesit en 'n peanut butter broodjie geëet, en Jesus het my vertel wat sy favorite snack was, toe hy op aarde was. So nou, as ek sê Jesus, want daar staan wat jy gaan sê, hy voel nie naby nie. Gaan ek terug na daai boekie toe. Jesus, ek onthou hierdie dag, dankie Jesus. So wat gebeur is, ek besig om 'n voetpaadjie in my kop te kry, oor wat hy al gedoen het, sodat ek weet wat hy kan doen, en reg kan maak vir dit. Die tweede ding is, you need to stir up your faith. Dis die tweede ding wat
wat jy moet doen. You need to stir up your faith. Oh, is my nooduitjies. You need to stir up the faith. Stir it up, man. Weet julle wat doen ek voordat ek moet gaan minister? Net om my faith bietjie te stir, dan kyk ek al my favorite generals of the faith. Ek spandeer sommer 2 ure. In die bad op die toilet maak jy saak en ek kyk daar YouTube video's. Want ek wil hê my faith moet gestir word. Ek wil sien hoe Catherine Kuhlman net langs iemand staan en sê, be healed, en hulle heal. And it stirs my faith. Ja, julle, it's powerful. Nou sê party, Resta, dis nie baie biblical nie. Hallo, jy kyk vir Jesus wat hy gedoen het, right? As Jesus deur Catherine Kuhlman gewerk, en dan kyk ek mos eintlik wat Jesus gedoen het. Get over yourself. Ja, ons is so uptight met 'n sambreel in ons agtersteewe. Wat het hy gedoen? Ek kyk al die generals of the faith. Ek love it. Yes, ek kyk Reinhard Bonke movies, man. Ek raak excited, ek wil begin praat soos hy, dink ek somme. Sê die Here, moet net nie praat soos hy nie, ek het jou geroep vir iets spesifiek. Dankie Here. Maar I stir up my faith, because I want to live a resurrected life. So kyk dit, doen dit. Moet nou nie binge watch vir 'n week lank in jou familie afskeep nie. Speak the word of God. Klim in daai woord in. Jy weet, hierdie is 'n love story, cover to cover, maar hierdie is ons user manual. Ons almal weet dit. Hierdie is soos die kiddie rails van 10-pin bowling. Het jy al gedink wat gebeur met 10-pin bowling? Moet nooit in my span wees nie, want jy gaan verloor, want ek speel nie goed nie. Ek geniet dit. Man, ek geniet dit asof ek die champion is. Maar ek sak at 10-pin bowling. My dogtertjie is 7, sy sê altyd, ek sal eerder in pappa se span wees. So ek goed, ek sal 2 rondes myself speel. Maar hier is soos die kiddie rails van 10-pin bowling. Wat gebeur met 10-pin bowling as hulle kiddie rails opsit? Jy kan so skeef gooi as wat jy wil, sussie, jy gaan 'n pin raak slat. If I can live in between these pages, I'm not going to miss it. I'm not going to miss it. Kyk, ek's amper klaar, girls. Pray in tongues. Pray in tongues. Julle, as you want to get aligned to God, pray in tongues. Ek, al die pad dat ek hiernatoe ry, sit ek worship musiek aan, so hard dat ek about nie eers my eie kar kan hoor nie, en dan bid ek in tale. Van Johannesburg tot hier. En as ek nou vanmiddag in my kar weer klim, dan doen ek dit weer. Nie omdat ek boord is en net met myself wil praat nie, but I want to align my spirit to God. So dat wat ook al ek doen, laat ek in alignment is. Word ek wakker in die middel van die nag, weet ek wat aangaan, korobo shandaki indi anodorobosie endiki adorobosie. 3 uur môreoggend. Here, ek weet nie meer wat om te bid nie, ek is deurgebid. Kom, as iemand van my sê, weet elke dag dat hulle moet bid, jok hulle. Nee, dis soos poep, almal poep skelm, maar niemand sal dit herken nie. O nee, ek bid vir 3 ure 'n dag. Rarig? Great as jy dit kan doen. Maar sê net vir my, is dit woordebid of tongues? Want ek ken nie mense wat vir 3 ure aan een woord kan bid nie. I'd love to meet them. Maar bid in tale, it's so much more powerful, man. Because julle weet mos hoe daai system werk. Ek hoef nie vir julle te verduidelik nie. Bid in tale, because if you align yourself to God and you are in alignment, you are living a resurrected life. Soos om in die kar te klim. Ek kan nie hier staan en sê, okay, ek ry saam jou Pretoria toe, en dan klim ek nie in die kar nie. Beam me up, Scotty, hoe gaan ek daar uitkom? Ek moet in die kar klim, ek moet bid in tale. Right, vas, ek het dan nog gesê van vas, you can conquer anything as jy jou maag kan. As jy jou maag kan oorwin, kan jy enige ding oorwin. Jy weet daai ding, ons het in Afrikaans, ons het daarom die Weerse sê goed in Afrikaans, ons sê, die pad na 'n man se hart is deur sy maag. Nou as jy die maag kan kanker, dan kan jy enigiets kanker. Nee, want dis 'n bedrieglike dingetjie die lyfie, né? En dan bid. Nou praat ek nie van tongues nie, ek praat met intimacy met die Vader. So jy jou downloads kry.
Here, wat moet ek doen vandag? Gaan my vooruit. Stuur my, guide my. Bid. Julle weet hoe julle bid. Because it gives you downloads. My kind, ek sien jy het bietjie seer. Jy het hier bietjie ouch. Daai ding laat jou bietjie bitter spoeg. Kom ons fix hom. Dis wat gebeur in daai oomblikke. Jy bid vir ander mense, jy bid vir die land, jy bid vir die leiers, jy bid vir, en leiers sluit in ons ministers, né? Ons bid vir hulle ook. Ons bid vir ons kinders, ons familie. Ons bid vir onsself. Ons repent, ons doen al daai goed. En dan sit ons net saam met hom. Julle, die Here sê eendag vir my, ek word wakker die oggend en ek's moeg, en ek sê, Here, ek weet ek moet gaan bid. Hy sê, weet jy wat, rustig, kan jy net nie so religious wees nie, kan ons nou daai religion dingetjie net bietjie afbreek? Sit net met my. Dit klink lekker. Wat is lekkerder, my dogtertjie is 7, dan kom kaddel sy altyd so, sy sê altyd, mamma, jy kaddel so lekker. Sê ek, ja, nee, mamma sal nie gewig verloor nie, want ek kaddel lekker. God wil jy ons moet by hom kaddel. Nee, jy het nou die vrees van die Here oor te, nee man, hy is ons pa. Vaderland, net omdat ons partykeer struggle met ons aardse pa, struggle ons met ons hemelse pa, maar hy is ons pa, hy wil saam ons net cuddle, hy wil saam ons net wees. Doen het, because you come in alignment with him. Okay, dis ek, dis waar ek nou is, kom ons kyk gou hier, weer daar is een belangrike ding op die einde, maar ek dink ek het hom klaar genoem. Ja, partykeer of dan nature. So hier's wat ek wil sê, girls, don't complicate stuff. Don't complicate it. Ons mis dit, want ons complicate goed. Ons mis dit. Just live. Wanneer ander wil doodgaan nie, lewe. Want you came up with him. Hoe dood wil jy wees? Vra jouself dit. Here, lewe ek nou of is ek dood? Die victory en haar, okay, kan ek gou 2 minute? Okay. Die victory. Hier's 'n ding wat ons partykeer mis. And it's part of living. God sê in, ek dink is 2 Korintiërs 2 vers 14, sê hy, you are a sweet fragrance unto Christ. Het ons al ooit gedink wat dit beteken? Ek ruik lekker. Lekker parfumpie. Dis nie wat dit beteken nie. Ek berei eendag voor vir 'n vrouedag en ek hoor die Here sê vir my, onthou rustig, julle is diffusers. Nee, ons is diffusers. Jy sê, wat doen 'n diffuser in 'n huis? Hulle steek hom gewoonlik hier agter 'n potplantjie weg en ons dan nou 'n rookietjie dingetjie wat uitkom, maar dit ruik lekker. Stap jy daar in en jy, hier kan ek sit. Want dit ruik lekker. Besef julle dat dit is wie julle is in die gees. Dis wie jy is. Maar besef ons regtig wat dit beteken. Because it's a warfare move. Ek weet nie of julle dit weet nie. To be a sweet fragrance unto Christ is a warfare move. Ek weet nie of iemand julle al vertel het van hoe hulle in die Romeinse tyd victory aangekondig het nie. Ek weet nie of, kan ek dit met julle deel? Okay. Dankie. Okay. So in die Romeinse tyd, so wat julle moet weet is, toe Paulus en John en al hierdie ouens hierdie boeke geskryf het, is daar een ding wat gebeur het, hulle het altyd iets dopgehou. Né? So toe Paulus geskryf het van, kom ons lees daai skrif, want ek wil hê julle moet dit hoor. Ek weet nou nie of dit, nee, kom ons lees dit. Dit sê, 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 16 sê, now thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ. Triumph, victory. And through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. To the one, the aroma of death leading to death, and to the other, the aroma of life leading to life. And who is sufficient for these things? Enig van julle al gehoor, wat die hek beteken dit? Ek weet, wat beteken dit? Ek wil nie net glo ek het 'n lekker parfumpie aan nie. In die gees is dit victory. Hoe het dit gewerk in die Romeinse tyd, as hulle oorlog toe gegaan het? Hulle het nie WhatsApp gehad nie, ouens. Nou, wie ken hierdie storie?
Iemand hom al gehoor? Hulle het nie WhatsApp gehad nie. In die Bybelse tyd nie. So wat gebeur het is, hulle het 'n flagbearer gehad. En dan het hulle voorop gesê, okay ouens, as ons groen waai, dan gaan almal regs. En as ons rooi waai, dan gaan almal links. En wit is vorentoe en blou is agtertoe, whatever. So hulle het hierdie signals gehad. So daar was 'n flagbearer wat met 'n vlaggie gestaan het en hy gee net signals. Dan sê die commander, okay, hulle moet links, dan lig hy die links vlaggie. Okay, hulle moet regs, dan lig hy die regs vlaggie. En dan voer hulle oorlog. En dan wen hulle. En dan gaan hulle en vat hulle captives, van hulle gevangene, sit hulle in hokke, wat op trailers is, wat deur donkies en perde en goed gesleep word. En dan gaan hulle hierdie ouens wat hulle nou gevange geneem het, gaan hulle nou doodmaak. Want hulle het mos al gewen. Maar wat mense nie weet, dis kom ons moet konteks skryf vir wat ons lees. Daai flagbearer, die oomblik as daar victory was, dan het hy daai 'n vlag gevat, dan het hy dit in heuning gedip. Julle kan dit gaan lees, is op internet. Dan vat hy daai vlaggie met die heuning, punt, dan dip hy dit in spices, steek dit aan die brand. Dan hardloop hy vooruit in die stad in. A sweet fragrance unto Christ, who leads us in triumph. Nou is mamma besig om koekies te bak saam met haar kindjie, en nou ruik sy, hierdie ruik nie soos my koekies nie, hier is iets anders. Wat? It's the smell of victory. Dan hardloop hulle uit, en almal kom uit hulle huise uit, en hulle gaan staan in die pad, want hulle weet, daar was nou net victory gewees. En hulle weet, daai procession gaan nou hier by hulle verbystap. It's powerful. If you can make the link. God sê, jy is soos dit. You are the one who announces victory. Jy sien wat aan die brand gesteek word, jy sien wat in heuning gedip word, wat in spices gedip word, aan die brand gesteek word, and you are a sweet fragrance unto him, because of victory. So wat beteken dit? Stap ek in, ek het 'n familielid wat ek is nou nie baie, maar ek is besig met 'n change, ek is nou nie baie, altyd lus vir haar nie. Ons gees bots bietjie baie. So as ek weet sy kom, dan vlug ek. Nee, ek het vergeet ek moet melk en brood kry. Okay, ek is nou terug. Want ek sê lus om hierdie persoon te face, want sy irriteer my. Sê die Here eendag vir my, hoe lank gaan jy nog hardloop, Arista? Het jy vergeet dat ek is in jou? And greater is he who is in you than he that is in the world? Het jy vergeet jy is 'n diffuser? Het jy vergeet jy change die atmosphere? Nou hardloop jy elke keer weg. Man up, man. Go change the atmosphere. So, okay. Right, Here. Kom ons doen dit. En hy bring kruis toe. En het party daar nog en kry ek so, dan ek nie wag, ek sê, diffuser. But that's what victory is. And when I can do that, it's part of living in the resurrected life. That's what it's part of. Jou woord. Toe jy daai tamboerijn gaan haal het, was dit hom? Kyk, dis nou 'n raserige bedryf daai, né? Kyk, jy kan 'n diening, jy kan hom nooit ergens heen uitsmokkel nie, né? Jy raak nog net aan hom, dan kling hy al. Maar toe jy 'n daai ding vat, toe hoor ek Here sê, your voice will never be silenced. No matter what the enemy says, your voice is meant to be loud. Your voice is meant to be heard. Even in the places where the world said it shouldn't be heard. It's meant to be heard. Moenie jou stem dull it down nie. Your voice is meant to be heard because you carry his glory. Because you carry what's in you. You've got permission to be loud. Okay. Right. Okay, girls.
2 minute.